Stel jou 'n wêreld voor waar 'n enkele hulpbron bepaal globale magsdinamika. Dis die storie van olie. Midde-Oosterse reëse soos Saudi-Arabië en Iran het hierdie narratief lank oorheers, groot reserves beheer en globale ekonomieë gevorm. Globale olieprodusente, Midde-Oosterse lande, Saudi-Arabië, Iran, Irak, Kuwait en die Verenigde Arabiese Emirate het olieproduksie oorheers. Hierdie nasies het groot reserves beheer en deur OPEC, gestig in 1960, produksie gekoördineer om globale oliepryse te beïnvloed. Nie Midde-Oosterse produsente, die Sowjetunie, Venezuela en Nigerië het ook belangrike rolle gespeel deur olie aan beide kapitalistiese en kommunistiese markte te verskaf. Die ISA het op olie-uitvoere staat gemaak om buitelandse valuta te verdien om sy ekonomie en militêre magte te ondersteun. OPEC se invloed, die organisasie van petroleumuitvoerlande, het 'n belangrike politieke akteur geword en olie as 'n instrument gebruik om globale ekonomiese stabiliteit te beïnvloed. Die Arabiese olie-embargo van 1973 het gedemonstreer hoe oliedruk op die FSA en sy bondgenote kon uitoefen, wat die strategiese mag van produsente. Olie en die Koue Oorlog. Olie het supermoondheidskompetisie beïnvloed deur ekonomiese sterkte en energiesekerheid te beïnvloed. Die FSA en sy bondgenote het staat gemaak op stabiele olievoorrade om industriële groei en militêre vermoëns te handhaaf. Die Sowjetunie, wat sterk afhanklik was van olie-uitvoere, het ekonomiese druk ervaar gedurende periodes van lae oliepryse, wat sy vermoë om militêr en ekonomies met die mededing beperk het. Wes. Bydra tot die einde van die Koue Oorlog, teen die 1980 het wisselende oliepryse 'n rol gespeel in die ondermyning van die Sowjet-ekonomie. Die daling in globale oliepryse in die middel 1980 het die ISA se harde valuta-inkomste verminder, ekonomiese stagnasie vererger en die druk op die regering om te hervorm verhoog. Hierdie ekonomiese probleme, gekombineer met interne politieke hervormings onder Mikhail Gorbachev, perestroika en glasnost, het die Sowjet-invloed in die buiteland verswak en bygedra tot 'n de-eskalasie van die Koue Oorlog. Spanninge. Strategiese belangrikheid. Olieproduserende nasies het gedemonstreer dat beheer oor noodsaaklike hulpbronne wêreldpolitiek kan beïnvloed sonder direkte militêre konfrontasie. Deur prys- en produksiebeleide te gebruik, het hulle indirek supermoondheidsbesluite, alliansies en ekonomiese strategieë gevorm, wat die verband tussen energie en geopolitiek illustreer. Ten slotte, globale olieprodusente was meer as ekonomiese akteurs, hulle was sleutelspelers in die Koue Oorlog dinamika. Deur beheer oor produksie, prysbepaling en strategiese aanbod, het hulle supermoondhede se ekonomieë beïnvloed en indirek bygedra tot die verswakking van die Sowjetunie, wat die weg gebaan het vir die einde van die Koue Oorlog. Dankie dat u by ons aangesluit het.